diepste seer kom soms van 'n plek waar jy die meeste liefde en aanvaarding verwag het. Die kerk. Is daar 'n pad na genesing en herstel? Welkom! Dis tyd vir waagmoed en lewe. Ek is Marina Meiburg. Verkry waagmoed deur inspirasie, geloof en wysheid uit God se woord vir jou lewe. Goeiedag, liewe luisteraar. Welkom by episode 6 van Waagmoed en Lewe. Ons praat vandag oor iets wat baie mense eintlik in stilte dra. Kerkwonde. Of dan seer kry in die kerk. Klink dit dalk vir jou bekend? Vat dit aan jou eie lyf. Dan is vandag se episode spesiaal vir jou. In die inleiding het ek gesê die diepste seer kom soms van 'n plek waar jy die meeste liefde en aanvaarding verwag het, die kerk. En toe werk dit glad nie so uit nie. Jammer daaroor. Dalk vra jy, is daar regtig 'n pad na genesing en herstel, nadat die kerk my so teleurgestel het, verwerp het, misbruik het, of verneder het? Vriend, die antwoord is ja, daar is. Nie omdat mense perfek is nie, maar omdat God die geneesheer is, soos Psalm 147 vers 3 ons so mooi mee troos. Hy genees die wat gebroke is van hart, en hy verbind hulle wonde. Hier lê die begin van jou genesing, by God. Sien in jou geestesoog en glo in jou hart, hoe hy jou gebroke hart genees, en jou wonde verbind, selfs al is die wonde dalk emosioneel. Kom, stap saam met my, dan gee ek vir jou 'n 5-stop volgorde, waarlangs jy kan loop op jou pad na genesing. Kom ons begin loop. Die eerste stop, erken jou seer. Ja, dit klink eenvoudig, maar dis nie altyd so maklik nie. Mense leef dikwels bo oor die seer, of hou dit toe, weens die verleentheid dalk. Maar vriend, die seer is werklik. Jy het die reg om dit te voel. Noem dit. Geef dit 'n naam, verwerping, teleurstelling, misbruik, disrespek, hartseer, skinderpraatjies. Want dan kan jy daarmee praat en werk. Erken dit vir jouself en aan God. Sê hardop of in jou hart dan vir jouself. Hierdie het seer gemaak en dit het my diep geraak. Erkenning is die eerste treukie op die pad na losmaking. Kom ons stap verder en stop by die tweede stop. Bring dit na God toe. Jy hoef nie alles alleen te dra nie. Huil en bid jou seer voor God uit. Sê jou waarheid vir hom. Hy verstaan jou diepste pyn. En sodra jy dit vir hom gee, sal hy met die genesingsproses begin. Onthou, die proses. Dit neem tyd vir 'n wond om te genees. Jy het mos nou al reeds Psalm 147 vers 3 wat ons gelees het, as 'n belofte. Kom ons stap aan en stop by die derde stop. Moenie die kerk verwar met mense nie.
Hierdie is nogals 'n ding wat ons eintlik maklik bootjie op die herstelpad. Een prediker, een gemeentelid of leierskap, selfs dalk 'n bediening binne in 'n gemeente, of dan 'n gemeente in totaliteit kan jou seermaak. Dis die waarheid. Maar dit beteken nie die kerk het jou seer gemaak nie. Die kerk sluit alle wedergebore kinders van God wêreldwyd in. Die kerk is die liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 27 sê, maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Onthou, die liggaam is baie groter as een persoon, 'n raad, bediening of 'n plek. Moenie jou hart en jou verhouding met God opgee deur die foute van 'n enkel lid of enkele lede van die liggaam nie. Dis nie die kerk nie. Dis enkele lede van die liggaam. En dan stap ons aan tot by die 4de stop. Kies om nie in bitterheid te bly nie. Nou bitterheid is soos 'n onkruid. Dit groei welig en skiet tonne saad wat nuwe plantjies van bitterheid laat opskiet. So 'n bitterheid maak baba bitterhede of bitterhede dan. Selfs al gee jy bitterheid nie opsetlik kunsmis in water nie, groei dit wild en welig, selfs hier een kant in jou hart, en neem al meer en meer van die goeie grond in jou gees oor, tot dit die goeie saad verstik en heeltemal oorgeneem het. Bitterheid steel die grondgebied van vrede en vreugde. Bitterheid kan nie geïgnoreer word nie. Die enigste onkruiddoder wat bitterheid doodmaak en uitroei, is vergifnis en vryspraak. Dit beteken jy kies doelbewus om nie in die greep van seer en woede te bly nie, maar om dit aan Jesus oor te gee en dit by hom te los, sonder om dit weer te gaan haal. Jy draai nie terug nie, jy loop verby. En as 'n klein saadjie weer opspring hier in jou hart, dan bely jy dit en maak dit dood met vergifnis. Elke keer wat 'n gedagte van bitterheid opspring, dan gooi jy die onkruiddoder van vergifnis en vryspraak mildelik oor en oor en oor, tot al die saad van bitterheid oor daardie seerkry nie meer opkom nie. Onthou jy, ek het gesê, dis 'n proses. En dan loop ons tot by die 5de en laaste stop op ons pad. Vind weer 'n geestelike familie. Nou kyk, hierdie stap vra waagmoed. Ek verstaan dit heeltemal, want ek het self al langs hierdie pad in my lewe gestap. Ek praat dus nie met jou sommer maar net vir lekker nie, maar uit ondervinding. Wanneer jy in die gemeenskap van die gelowiges seer gekry het, is dit moeilik om die gemeenskap van die gelowiges weer te vertrou, om jouself weer op die markplein van geestelike samesyn te plaas. Maar liewe luisteraar, jy is gemaak vir interaksie, sosialisering en samehorigheid met ander. As jou wonde genees het, gaan terug, as jy so voel in jou hart. Andersins, beweeg aan in liefde en sagmoedigheid, sonder om daar waar jy seer gekry het te benadeel, te beskinder of kwaad te steek. As jy dit doen, het jy 'n ompad gevat en nie met die wonde gewerk, volgens die vorige 4 stoppe langs die pad nie. Besoek ander gemeenskappe van gelowiges.
tot jy 'n plek kry waar jy gemaklik voel, waar jy aanvaar voel en waar jy saam met ander gelowiges eensgesind kan groei in die Here. Die punt is om nie alleen te loop nie, want ons het elkeen ondersteuning, aanvaarding, samesyn, hulp, leiding, raad, gebed en 'n gevoel van behoort nodig, waar ons saam met ander lede van die liggaam kan werk in God se akker, tot uitbreiding van sy koninkryk. So vriende, ja, daar is 'n pad na genesing en herstel, nadat jy seer gekry het binne in die liggaam van Christus. Dit begin by God, dit vra eerlikheid en moedswillige vertroue, en dit lei jou eindelik na plekke van vrede en nuwe geestelike gemeenskap met gelowiges. Moenie wegstap van God af nie, en moenie die hele kerk afskryf nie. Gaan soek weer, gaan raak weer betrokke, gaan vertrou weer, al is dit stadig, maar doelbewus. Daar is genesing en daar is 'n plek vir jou. Ek groet jou eers. Dankie dat jy saam met my gekuier het. As jy weet van iemand wat hierdie boodskap so nodig het, stuur dit asseblief vir hulle aan en bemoedig hulle, bid vir hulle en ondersteun hulle. Dankie vir jou samesyn. Tot volgende week. Totsiens.